holy, worthy is the Lamb. Want U is God en koning. Hallelujah, hallelujah. For the Lord to reign. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. And worthy is the Lamb, and you are holy, holy. And worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kom ons in sit plek, ons sing 'n laaste song saam. Die bedoeling van die wonderlikste, mooiste, kort, eenvoudigste gebed in die Bybel wat ek geleer het, was om altyd die Here in die teenwoordigheid en naby aan die Here te bly. To thy presence we come. By the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we come. To thy presence we come. And not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we come. To thy presence we come. Not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we happy. To thy presence we come. Not by the works we have done, and but by thy grace
not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we Ek dink jou batterye van daai ding is pap. Ek wil gou vir die dames vra. Om ek gaan jou toon gee, en die woord gee my sê. Okay. Al die dames. To thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace Kom ons sing dit weer. Al die vrouens. Into thy presence, Lord. Glory, glory. Here is 'n voorreg. Dis 'n voorreg om te aanbid, Here. And thy grace alone, into thy presence we come, and into thy presence we come, and not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Here in die teenwoordigheid, yes, we like to dwell, not by the works. Here ons aanbid nie, maar and thy grace alone, into thy presence we Dankie Here, ons aanbid U. Dankie Samuel. Ons Vader wat in die hemel is. Sal jy dit vir my op die bord kry asseblief? Ons Vader wat in die hemel is. Kom ons bou net so vir 'n oomblik net hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Here. Ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar dat die Here in hierdie plek is vanmôre. Kan jy dit bevestig? Die Here is in hierdie plek vanmôre. Ons Vader wat hier in die hemel is. Mag mense net met die grootste respek van U praat en U so eer. Mag U as koning oor almal heers. Mag U wil oral gehoorsaam word en gedoen word hier op die aarde en net so ook in die hemel. Sorg asseblief vir ons dat dit met ons sorg asseblief vir ons met dit wat ons elke dag nodig het. En vergewe ons ook asseblief waar ons verkeerd opgetree het. Net soos ons ander vergewe wat verkeerd teenoor ons opgetree het. En stel ons asseblief nie bloot aan allerlei versoekings nie, maar hou ons veilig uit die hande van die bose, want aan U behoort die koninkryk en aan U behoort die krag
en die heerlikheid tot in al die ewigheid. Amen. Amen. Is lekker om jou in die huis van die Here te sien, is lekker om saam met jou die Here te aanbid. Ons praat oor gebed. En die roepstem van die gebed, die roepstem van ons gebed, is ons Pa se uitnodiging. Ons Here Jesus Christus, ons Vader se uitnodiging om tyd saam met hom deur te bring. So as jy ooit gedink het dat gebed is daar om jou tyd oor te kry en verby te kry, dan mis jy die punt van jou verhouding met God. Maar die roepstem van die gebed van Matteus 6, wanneer hy hom aan sy disippels voorhou, is dood eenvoudig. Ons hemelse Pa wil hê dat ons met hom in intimiteit sal lewe. Die modelgebed was met presisheid en die mees afgesonderdheid en die mees grootste bedoeling geleer vir die disippels, sodat hulle kan weet, en ek en jy vandag kan weet, God wil hê dat ons met hom moet tyd spandeer. Daarom praat ons met mekaar dat ons moet groei in ons gebed. 'n volk en 'n nasie wat biddeloos is, moenie verwag dat hulle iets uit die hand van die Here gaan kry nie. Die kerk wat biddeloos geword het, moenie verwag dat daar in die kerk gaan groei wees nie. As jy in jou familie in onmin en onvrede wil lewe, hou op om te bid. Hou op om te bid. Hou op om God te begin vertrou vir goed. Dit is, wanneer ons bid, beklemtoon ons behoefte van ons afhanklikheid, wat ons noop om te drywe, sodat God in die arena van ons lewe kan instap en 'n wonderwerk kom doen. Gebed produseer wonderwerke. Sê dit 'n bietjie saam met my. Gebed produseer wonderwerke. Ons het dit in hierdie kerk meer as eenmaal gesien. Gebed produseer wonderwerke. Net vanmôre toe kry Lea oproep van haar. Wie sit van jou? Jou gewees is swaar. Okay, maar dit bly maar nog jou swaar man. Hy's jou heavy nou. Okay. Sy vroutjie is in kraam en skielik gaan sy aan bloei. Die baba word gebore en sy begin aan bloei te gaan en hulle jaag uit die saal uit en elke ding en sy kom sê dit daar agter en in die besigheid begin sy bid en ek begin te bid en ons begin te bid en die volgende kry sy oproep. Die Here het ingestap in die teater, boom bang bang rang, alles is oor. Gebed bring wonderwerke voor. Maar my vraag is, glo jy dit? Glo jy dat jou gebed 'n wonderwerk kan voorbring? Luister, kom ons wees eerlik. Dis lekker om die Here te dien as jy 1 miljoen rand in die bank het, man. Nee. Dis lekker om die Here te dien as jy 'n backup het. As jy 'n backup het, is dit lekker om die Here te dien. Maar broer, wat dit waaraan ek en jy ons bekke aanhou, laat dit verdwyn. Laat hy terugval. Laat hy muur agter jou omval. Laat die mense wat jou dra of dit wat jou hou nie meer daar is nie. Dan kyk ons hoe begin mense vinnig te bid. Maar steeds in dit leer hy sy disippels om te sê, Onse Vader wat in die hemel is. Reeds omdat hy geweet het, daar gaan nie altyd vir die kinders van die Here 'n backup wees. Stap hy in die arena van ons lewens in. Want my gebed moet vir my en vir jou sê, dit is meer as net om met 'n behoefte na die Here toe te kom. Dit is die roepstem van die liefde van die Vader in die hemel, wat my en jou nooi om gemeenskap met hom te hê. Dit is wat gebed drywe. Die liefde wat God geopenbaar het deur Jesus Christus aan die kruis te kom vasnaal, daardie liefde wat my en jou in gebed noop om met hom intiem te lewe. Gebed is in wese om tyd saam met my Vader deur te bring. Daar's niks lekkerder vir 'n kind wanneer hy
slegte dag by die skool gehad het, of op universiteit, of by sy werk gehad het, is daar niks lekkerder vir 'n kind om na sy pa toe te gaan, om te sê, kan ek net met jou gesels? Reino by al my baie keer in die dag van sy werk af. Dan sê hy, pa, ek moet net nou 'n uitlaatklep kry, want ek gaan iemand slaan, dan gaan ek tronk toe. Sê ek, okay, moenie slaan nie, praat maar. Kom ons gesels eerder. Want ek is sy pa. Nou sê die Bybel, hoeveel te meer sal julle paas wat aards is, hoeveel te meer sal ek wat jou pa in die hemel is vir jou gee, wat jy vra, wanneer jy my bid, sodat ek jou sal antwoord. As julle wat aardse vaders is, en julle wat tekortkominge het as aardse vaders, en tog in julle beskikbaarheid van wat julle het om vir julle kinders te gee as aardse vaders, hoeveel te meer dink julle sal julle hemelse Vader nie in die arena van jou lewe instap en doen net dit wat jy hom vra en jy daarvoor glo nie. Ons kan hom Vader noem want hy is ons pa. Ons kan hom aanbid want hy is die een wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Maar min van mense, min van die kinders van die Here besef egter wat se gereedskap het ons in ons hart en in ons mond wanneer ons met God wil begin praat. Gebed is net eenvoudig om daai tyd te spandeer met God. Sy verlange as Vader, skepper van die hemel en die aarde, is sy verlange dat hy met my en jou wat sy kinders is, 'n verbintenis kan hê. En meet jouself vanmôre. Hoeveel keer stel ons om te leer? Swaai ons voete uit die bed uit. Ons staan op, die hart klop, daar's asem in ons longe. Die bloeddruk is perfek. Party van ons staan op nie met 'n kopseer en nie met 'n rugpyn nie. Ander staan op met 'n rugpyn en 'n kopseer. Maar desnieteenstaande roep hy jou om te sê, hy wil in 'n intieme verhouding met jou en my lewe. Ons verstaan dit nie, ons mis die punt. Hierdie honger in ons Vader se hart, en dis hoekom sy disippels dit leer, die honger in ons Vader se hand is een van die redes hoekom hy mens gemaak het. Hy het mens geskape sodat ons in 'n verhouding met hom kan lewe, nie net wanneer dit met ons goed gaan nie, nie net sodat ons in ons voorsienigheid kan hê nie, maar dat ons met hom in 'n verhouding van intimiteit kan lewe. Intimiteit is 'n groot woord in die gebedskapasiteit wat ek en jy moet lewe. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een word. Intimiteit, hulle sal een word. En uit daai een uit sal daar sekere goed voorkom in die huwelik. Dis die intimiteit wat God wil hê ek en jy moet met hom hê. Om alles te verlaat en om hom aan te kleef, om te besef hy is my God en hy is my pa. En dat hy in elke behoefte van my sal voorsien volgens die rykdom van sy heerlikheid. Maar ek het dit so 2-3 Sondae gesê, ons wil kits oplossings hê vir alles. Ons kan nie meer intiem wees met ons Vader nie. Ons kan nie meer daai diepte hê met ons Vader nie, want ons wil dit vinnig hê. En hy het 'n honger in sy hart om vir jou te sê, ek wil graag na jou luister. Hy het 'n honger in sy hart om te sê, wanneer gaan hierdie ouetjie nou uit die bed uit opstaan, of in die bed lê en net met my bemoeienis maak? Sy vaderhart roep uit na kinders reg oor hierdie wêreld vandag, want dis wat hy wil hê. Hy het juist die verlossing gebring. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal wat aan hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dis daai liefde wat God gehad het vir sy kinders, wat hy ook wil hê dat ek en jy in ons gebed met hom moet lewe. Dit is sy liefde wat hom beweeg om ons tot gebed te roep. Jy moet die groot prentjie sien in hierdie stelling. Dit is sy liefde wat hy vir ons het, wat ons beweeg om deur my gebed na hom toe te roep. Hy wil hê jy moet hom pla. Hy wil hê jy moet hom herinner. Daar's 'n skrif en daar's skrifte in die Bybel. Hy sê ek het wagte, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure gesit wat jou elke dag herinner
aan my woord. Hy wil hê jy moet hom pla in die nag. Hy wil hê jy moet hom pla wanneer dit met jou huwelik nie goed gaan nie. Hy wil hê jy moet hom pla wanneer dit met jou verhouding nie goed gaan nie. Hy wil hê jy moet hom pla wanneer jy tandpyn het. Hy wil hê jy moet hom pla wanneer jy 'n kopseer het. Hy wil hê jy moet hom praat wanneer jy jouself, omdat jy onkundig is en jy weet daar's 'n beter tool om te gebruik jy 'n Hilti-mes. Hy wil hê jy moet jou pla. Hy wil hê jy moet hom pla. En nou Here, ek het my gesny met die Hilti-mes. Ek moes 'n ander tool gebruik, maar dankie Here dat dit nie my vinger is wat af is nie. 5 steke, dis al wat hy gekry het. Sy vinger is nog aan. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hy wil hê jy moet hom pla. Hy wil hê jy moet met hom praat. Hy wil hê jy moet in die neteligste, kleinste, vir jou die mees onbelangrikste, wil hy hê, jy moet met hom praat, want hy het jou lief. 'n bewys om sy kinders waardig te maak, is juist deur gebed. Juist wanneer ek met hom in gebed is, bring hy die waardigheid van ons wat sy skepping is, uit in ons, sodat ons in sy teenwoordigheid kan laat staan. Dis, om ons sy teenwoordigheid te staan. Dis immers hy wat ons regverdig gemaak het. Dis immers hy wat ons regverdig gemaak het, asof ons nooit sonde gedoen het nie, en juist daarmee toegang gegee het in hierdie modelgebed, om te sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dis hy wat ons regverdig gemaak het, sodat ons voor hom kan staan, sonder ons om onsself te verwyd, sonder veroordeling, sonder skuldgevoel. Dit beteken dat ons altyd welkom is in die troonkamer van die hemele. Beteken dat jy elke dag, elke oomblik altyd welkom is in die troonkamer van God. Ons besef dit nie. Ons bid vir die sout en die tee en die koffie en die melk. Ons bid vir die goed wat eintlik minder belangrik is. Ons besef nie dat wanneer ons in die troonkamer van God ingaan en inbeweeg nie, begin die wonders en die tekens te gebeur. God sal die teepotte volmaak, die suikerbakkies volmaak. God sal sorg dat daar genoeg koeie op die lande is, sodat jy genoeg melk kan hê. Die Vader roep ons nie net na hom toe wanneer ons iets nodig het nie. Hou hom besig met allerlei goedjies en sê, ek het nie tyd vir jou nou nie, ek kan nie nou na jou luister nie. Hy roep ons nie net wanneer ons iets nodig het nie, hy roep ons elke oomblik, elke dag van die lewe, omdat hy begeer. Dis hoekom hy sê, disciples dit leer. Hoe begin hy dit? Onse Vader. Hy sê vir hulle, jy kan my maar pa noem. Jesus leer die grootste gebed rondom die verklaring ook van sy godheid. Want hy en sy woord is een, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Jesus leer sy disciples, sê hulle kan my pa noem. Sê hulle kan my Vader noem. Noem my dit, onse Vader wat in die hemel is. U wat skepper van alles is, u wat alles in die holte van die hand hou. Praat met my, sê hy vir sy disciples, ek sal vir jou rus gee. Praat met my, ek het 'n antwoord vir jou probleem. Praat met my, ek sal vir jou genesing bring. Praat met my, daar is reeds genesing vir jou. Hy roep ons om in sy teenwoordigheid te kom, want hy begeer, hy verlang daarna om met ons te praat. Gebed is daarom nooit en behoort ons nooit te sien, en ek het dit al gesê, as 'n plig nie, dit is 'n uitnodiging om intiem met God te verkeer. Ek weet toe Harry en Hannetjie gevry het hulle nie besef wat beteken intiem wees nie, want Hannetjie het op die een punt van die sitkamer gesit en Harry het aan die ander kant gesit, dan sê hy, "Elsa, darling, ek's lief vir jou," dan sê ek vir jou ook, Bokkie. Ja. Tot hulle begin leer het wat beteken intimiteit. Treukie vir treukie het hulle nader geskuif tot hulle albei in die middel van die sitplek is. En toe leer hulle wat intimiteit is. Ons het begin leer wat dit is om intiem met God te verkeer. Jou hartse geheime. Daai goed wat jy nie vir jou man of jou kind of jou kraai sal vertel nie, moet jy met God praat. Ek praat nie van om oneerlik te wees met jou man en jou vrou nie. Jy knyp in die kat in die donker en hou jou bek daaroor nie. Daai goed sal die Here openbaar.
Maar ek praat van, jy moet jou hart begin praat met die Here. Die goed wat jy regtig nie vanaand vir jou man wil sê nie. Want jy, wag, ek wil dit eers met die Here uitmaak. Hoeveel verhoudings lyske breek, omdat ons met die hele sak patats altyd na vore toe wil kom en ons partners is nie gereed om dit te vat nie. Hallo? Maar God is gereed. Hy sê ek is jou pa. Hy sê ek is jou Abba. Ek is jou liefdevolle Vader. Hy sê praat met my wat in jou hart aangaan, ek sal luister. En wanneer jy die las vir hom gegee het, dan is dit gewoonlik die regte tyd om met jou partner of iemand te gaan praat om te sê, hier is wat ek deurgegaan het, maar kyk hoe wonderlik is die Here. Dis my uitnodiging om intiem met hom te wees. 'n Man stap by 'n kunsgalery in Londen. Groot skildernaar, wat noem jy hom? Ou wat skilder. Stap by 'n groot plek in, wat noem ons die plekke? Galery in Londen, sorry man. En hy kom voor 'n skildery te staan, en die skildery beeld Moeder Maria, en waar sy vir Jesus vashou in haar arms, en mense is om haar, en dis 'n toneel wat geteken is, mense om haar en berge, en hierdie ou is 'n groot skilder, en hy staan die portret so en kyk, en hy sê vir homself, iets nie lekker met hierdie prentjie nie. Alles lyk nie of dit in plek is nie. Dit lyk nie asof Maria die kind lekker vashou nie, en dit lyk net asof die skilder is nie lekker nie. En hy loop 'n draai, en hy kom terug. En hy staan weer voor die skildery. En hy bekyk die skildery so, en hy dog by homself, sê nou maar, hierdie skildery was nie bedoel om in die ateljee te wees nie. Sê nou maar, die skildery was eintlik bedoel om in iemand se bidkamer te wees, of in 'n kantoor, of in 'n kerk gewees. En hy staan vir 'n oomblik in asel, hy sê in die volgende oomblik, is dit as die gees van die Here vir hom sê, sak net op jou knieë neer. En dan hy sê, hy sak op sy knieë, want die impak van die skildery het so groot uitwerking op hom gehad, dat hy moes 'n skuif maak om hierdie prentjie te vervolmaak. En die Heilige Gees sê vir hom, staan op jou knieë, en dan kyk jy net van 'n ander angle af na hierdie skildery. Hy sê, en hy sak net daar in die kunsgalery, sak hy op sy knieë neer, en hy kyk op na die skildery, en toe hy opkyk na die skildery, toe verander die hele prentjie van die skildery. Skielik sien hy dat Maria hou vir Jesus perfek vas. Skielik sien hy, die mense om Maria is heeltemal andersins. Die berge en die natuurtoneel alles is skielik in 'n 2020 visie. Boom, net so. Is dit nie wat die Here partykeer met ons wil hê? Hoe anders sal my en jou lewe lyk as ons net begin sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan vat hy dit vas, dan sê hy, want aan u wat die prentjies regskuiwe, aan u wat die harte van mense regmaak, aan u wat die wonde skoonmaak, aan u wat die verstand regmaak, aan u wat verhoudings herstel, aan u wat alles reg, want aan u behoort die mag en die krag tot in alle ewigheid. Sal die wêreld nie anders lyk as die kinders van die Here op hulle knieë begin neersak en God te begin soek 4 uur in die môre nie? Wie van julle bid nog saam met my 4 uur? Moenie hand opsteek nie, ek wil nie in die vernedering sit nie. Excuse me? Ek hoor iets daar. Sal die wêreld nie begin verander as mense saam staan in intimiteit met ons Pa nie? Hoor jy wat sê ek vir jou? Ek wil iets anders na jou toe bring vanmôre. Maak tyd om intiem met God te wees. Kom ons maak tyd om intiem met God te wees.
Kom ons maak tyd met 'n lawyer sodat ons, wanneer ons intiem met God is, dat dit sonder dat ons mekaar moet aanmoedig of daarvan te vertel, dat die een na die ander net uit die bed uit sal klim, waarmee julle besig is, alles sal los en skielik net in 'n eenheid en sinergie sal hê in ons gebedskapasiteit in hierdie kerk, sodat die intimiteit geestelik die hand van die Here kan begin beweeg. Sal dit nie lekker wees as jy sien hoe dat die kankers begin uitval nie? Sal dit nie lekker wees as jy sien hoe dat God die gebrokenis van hart weer heel maak nie? Sal dit nie goed wees om te sien hoe God hulle wat in geestelike gevangenskappe sit net los te maak nie? Sal lekker wees soos wat ons vanmôre gehoor het, in 'n oomblik en in 'n oogwink stap die Here in die teater in en hy stop die bloeding van 'n vrou omdat mense God vertrou het, omdat mense na God toe gegaan het, want hulle het geweet, ons Vader wat in die hemel is, U alleen het die vermoë en het die mag, Here, om te doen ver bo wat ons mag bid of dink of mag vra. Dis 'n powerhande klap daar, jy mag 'n beter een doen. Ek sal jou sê, die wêreld sal beter wees. Die kerk sal groei, jou verhouding sal met jou goed gaan. Jou kinders sal na jou begin luister. Jou kinders gaan presteer op skool, hulle gaan presteer op universiteite. Jou kinders se kinders sal goed doen en alles sal met hulle goed gaan, omdat grootouers beginne om die naam van die Here te eerbiedig. Maar miskien het dit tyd geword dat die kerk en ek en jy beginne om klein te word en te leer wat hy vir ons geleer het, ons Vader wat in die hemel is. Noem dit vanmôre. Lukas 18 vers 1 leer ons dat 'n mens gedurig moet bid en nie moet moedeloos word nie. Ons Vader wat in die hemel is. Sy disippels kom vra hom, Here, leer ons bid. En ons gaan dit kort hoor wanneer ons praat oor gebed. Dan leer hy hulle 'n gebed sonder mure. Maak 'n nota, Matteus 6 vers 6. Dan leer hy hulle 'n gebed sonder mure, sonder beperktheid, sonder om dit ingehok te kry, sonder voorwaardes, sonder voorskrifte. Hy leer hulle die gebed van alles. As julle bid, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Vertrou jou hemelse Pa sodat hy vir jou uit die hemel uit sal gee wat jou behoefte is. 'n gebed sonder mure leer hy hulle. Die gebed met soveel goddelike krag wat my en jou se totale menswees kan onderhou. Ek het laasweek vir jou gesê, om mens te wees is om te bid. Kan jy dit onthou? Jy moet julle koppe so skud nie, van julle was nie hier nie. Jy sit maar so blaatant vir my en lieg hier voor in die kerk. So vir jou wat nie hier was nie, kom ek sê vir jou. Om mens te wees is om te bid. Jy kan nie mens wees sonder om te bid nie. Jy kan nie volkome mens wees sonder om te bid nie. Jy kan nie volkome wees in jou mens wees sonder om ons hemelse Vader te vertrou met dit wat hy vir ek en jou wil gee nie. Soveel krag om ons net te onderhou. Soveel krag in hierdie gebed. Die kleinste graad eentjie, partykeer nog voor skool, kan die onsse Vader opsê. Dis goed, hulle sê dit op. Dis goed, kan dit doen. Ek en jy is verby die punt van opsê. Ons moet God begin vertrou rondom en in ons gebed. Ons Vader. Daar is net die enige ander manier hoe ek en jy in 'n intieme verhouding met God kan staan en daarin te kan stap en daarin te kan leef. Anders as om te praat met die koning. Miskien moet ons begin om dalk net eers van ons lysies wat ons wil bid afstand doen. Ons kom partykeer so voorbereid in 'n gebedskamer in met 'n lysie. Die onsse Vader sê nie, so moet julle bid. Maak 'n lysie van jou probleme. Ja, moet nou nie my diskwalifiseer nie. Ons bid hier in die oggende om te bid. Kom ons sê ons bid vir dit, ons bid vir dit, ons bid vir dat. Maar daai lysie
bevat nie sout en peper en melk en suiker, glad nie. Miskien moet ons net van ons lysie van ons eie behoefte begin ontslaa raak. Miskien moet jy nie eers van ons lysie van ons eie vooropgestelde idees begin ontslaa raak en dit een kant te skuif en net soos in die man in die kunsgalery net op jou knieë neer te val en te sê, my Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is, aan U behoort. Matteus 6 vers 33 sê, hy soek eers die koninkryk van God. Ons Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom. Hy sal gee. Hy sal voorsien. Hy sal dit op die tafel neersit. Maar die modelgebed begin om te sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Nie met 'n vooropgestelde reël of 'n lysie nie. Ons kan hom noem vanmôre, want hy is ons Pa. Ons kan hom noem as ons Vader, want hy wil medelee met ons, hy wil 'n verhouding met ons, hy wil met ons in verhouding leef. Die Vader wat in die hemel is, wil vanmôre deur sy Heilige Gees in my jou lewe met ons in verhouding leef. Dit is 'n groot uitnodiging vanmôre, om God aan te spreek as Vader in sy heerlikheid, is die grootste daad van genade ooit. Jy kan dit neerskryf. Om God aan te spreek in sy heerlikheid, is die grootste genade daad ooit. Hy gee jou en my toegang om hom aan te spreek as Pa, as Vader. In die Ou Testament is daar nie een skrifverwysing waar die Ou Testamentiese bedeling Israeliete toegang gehad het om so met hom te praat nie. Daar was nie. Een keer 'n jaar het die priester vir die volk ingegaan in die heilige der heilige deel van die tabernakel, om daar vir die volk te gaan boete doen. Een keer 'n jaar het hulle die kans gehad om voor God te gaan staan, om boete te kan doen vir die sonde. En dan was die priester daar binne-in ook met groot vrees, en die ander priesters en profete wat daar was, het buitekant gestaan in die tabernakel met groot vrees, en hulle het gewag. Want miskien maak God die priester dood, omdat die volk soveel sonde gedoen het. En dan het hulle tou aan sy enkel neergesit, so as hy sterwe in die heilige der heilige het hom uitgesleep. Want niemand kon God sien en bly lewe nie. Maar Jesus kom en hy verbreek dit aan die kruis. Hy kom en hy verbreek met die modelgebed op pad na die kruis, toe sê hy vir sy disippels, jy het nie nodig meer om afhanklik wees vir 'n pastoor, of 'n profeet, of 'n predikant, of 'n priester wat vir jou hoef te bid nie. Hierso is die gebed, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Ons moet iets verstaan van die uitnodiging wat God rig op hierdie modelgebed van die Onse Vader vanmôre, om God aan te spreek as Vader in sy heiligheid, is die grootste genadedaad wat ooit vir mens op hierdie aarde gedoen was. Wanneer ek kom bid, Onse Vader, dan beteken dit ek het toegang tot in die kantoor van die koning. Die Engelse Bybel gebruik die woord office, met ander woorde sy spasie. So wanneer jy hom so aanroep, het jy toegang tot in sy spasie. Tot in sy spasie. Is dit nie awesome dat God gekom het en geweet het? Meeste van ons grootste hindernisse in ons gebedslewe is, ons sien en ons het ons eie prentjie van God. Ons ervaar nie God in die grootheid van die Onse Vader wat in die hemel is nie. Ek meen, is immers hy wat deur die toedoen van sy vinger en sy hand en sy woord die hemelruim in plek gebring het. Die sterre op hulle plekke reg geskuif het. Die kontinent vaste aarde kon skei sodat daar skeiding kon wees tussen water en vasteland. Hy gee jou en my toegang om te sê, Pa, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U, want U is heilig.
Nee man, God is nie afkeurig in my gebed met hom en wanneer ek met hom praat nie. Jy kan hom elke sekonde. God is nie afkeurig om te sê nee, ek wil nie hierdie en ek gaan nie dit doen nie. Ek wil nie vir jou dit luister nie, ek gaan nie hier, want jy het nou gister het jy dit gedoen en gister het jy dat gedoen en vandag het jy jou vrou gepanelbeat nie, ek gaan nie jou luister nie. Die uitnodiging is so geweldig groot, ons moet dit verstaan vanmôre. Ons Vader wat in die hemel is. Dink aan die storie van die verlore seun. Toe hy weggegaan het en het alles verbeur, sy hele erfporsie uitgemors. Sit tussen die klomp varke. Ryk soos 'n vark, praat soos 'n vark, loop soos 'n vark. En uiteindelik besluit hy, wag, ek gaan opstaan en gaan na my pa se huis toe. Gaan na my pa se huis toe. En terwyl hy nog so ver aangestap kom te sien sy pa, maar sy pa sê, gaan kry vir hom 'n jas, kry vir hom 'n baadjie, kry vir hom skoene, kry vir hom 'n ring, sit vir hom die beste aan. Maar my seun kom huis toe. Hierdie goed het hy in gedagte gehad. Toe hy as aardse wese kom lewe het en vir sy disippels kom verduidelik het, onse Vader wat in die hemel is. Hy wag. Hy wag dat jy moet kom. Hy wag dat jy met hom moet gesels. Hy wag dat ons sal huis toe kom na ons plek van gebed toe. Want God is altyd deur aan ons kant. Dis wat hy leer in Matteus 6 met die modelgebed. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. God is in ons kant. Hy het die grootste prys op Golgotha betaal om aan my en jou kant te wees. Hoekom wil jy met hom praat nie? Hoekom wil jy intiem met hom leef nie? Hoekom wil jy met hom die hartsgeheime van jou lewe verplaas nie, maar gesels nie? Maar hier is die ding, ons diskwalifiseer ons, Matteus 7 vers 11. Al is julle nie perfek nie, en al is julle vol foute, Matteus 7 vers 11. Weet julle dat julle goeie dinge vir julle kinders moet gee? Dis 'n mooi vertaling hierdie. Die ou vertaling sê, alles julle wat aardse paas is, weet. Hy sê, ons weet, ons is nie perfek nie. Ons weet ons het foute, maar ons weet om goeie dinge vir ons kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, die goeie dinge nie gee aan almal wat hom vra nie. God het 'n groter begeerte. Ek weet nie hoeveel keer gaan lees jy hierdie model gebed nie. Maar miskien moet jy hom meer as een keer gaan begin lees. En as jy agterkom dat God het 'n groter begeerte om my en jou te ontmoet, as wat ek en jy ooit sal hê om hom te ontmoet. God het 'n groter begeerte om jou te ontmoet, waar jy is, net soos wat jy is, as wat ek en jy dalk 'n begeerte het om hom te ontmoet. Ons is lui, man. Ons is lui. Ons wil nie opstaan nie. Ons wil nie opstaan om te bid nie. Maar eet, oggend, middag en aand, as my kos laat is, wil ek mou na, hoor. Ek het maar so ruk terug, dink ek laasweek vir jou ietsie gestuur. As ouens net so oor hulle gebed kan wees, soos hulle oor hulle kos is, sal baie goed, baie vinniger, baie meer gereeld begin gebeur in ons lewe. So next time voor jy eet, begin om te bid. Nie bid vir, dankie vir die voedsel wat ons voorberei so om te kry van Jesus nou amen nie. Begin bid, begin bietjie te bid. Begin bietjie bid dat jou kos koud word. Begin bietjie bid dat die ouens om die tafel disappear. My oupa het so gebid. Almal nadat moeders, almal het 'n piepie ontwikkel. Daar was te min toilette in die huis, almal het 'n piepie begin ontwikkel. Begin bid dat die kos koud word. Begin bid dat jy mense frustreer om jou, irriteer om jou. Begin bid dat hulle nie meer by jou nie. Dan is jy intimiteit met God, dink ek. God se behoefte is groter, sy begeerte is groter. Ons Vader in hierdie model gebed en gaan afsluit. Frans het nou al 3 keer gehoes, so dit beteken ek moet nou klaar maak. Okay, ek gaan. Ja. Ons Vader is aandagtig gefokus op jou lewe. Gaan lees die modelgebed. Lees dit oor en oor, al weet jy nie wat om te bid nie, begin om hierdie gebed
te bid, jy sal agterkom dat jou Pa in die hemel is aandagtig gefokus op jou lewe, nie om jou foute uit te wys nie, maar om eerder saam met my en jou te stap in intimiteit en in die nabyheid ons lewens te transformeer van hier na daar, van laag na hoog, van vlak na dieper, van onsuiwer na suiwer. En dan sal ons begin leer. Die begrip dat God my liefhet. Hy leer hierdie gebed vir sy disippels, want hy weet, daar's 'n ou sang wat ons gesing het in die Pinksterkerke. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. Ag, ek wens so tannie Anna was nou vanmôre, sy sou dit gelyk het. To keep me humble, to keep me true. Wat? Jesus, lyk het ons het soprane hier in die kerk, jong. Ja. Hulle sing opera. Ja. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. To keep me humble, to keep me true. All through life journey, you carry me through. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. Koos, jy het nog nie dit vir Patrys gesing nie. Niemand soos my girl nie, Here. O, niemand soos sy nie. Sy op my tone, sy maak my kos. Ja. Okay, vergeet dit. Hy leer sy disippels die model gebed, want hy wil hê ek en jy moet weet, God het jou so lief, asof daar niemand anders is wat hy so lief het nie. As jy dit kan snap vanmôre, gaan jy begin om te bid. Raad nie, God het jou so lief. Wanneer hy na jou kyk, dan dink hy nie eers aan haar nie. Dink jy, dis hoe die liefde van die Here is. Kyk na jou, daar's geen groter liefde as dit wat ons Papa Vader vir ons kom openbaar het nie. En dis met daai liefde waarmee met jou kruis, jou sonde en my oortredinge kruis toe is. En dis met daai liefde wat hy wil hê ek en jy moet buig. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Soveel deernis, soveel diepte, soveel omgee, soveel andersheid. Laat u naam geheilig word. Al wat hy wil hê is dat ek en jy vir hom in ons gebed moet beskrywe. Hy's groot, onwankelbaar in my klein menslike prentjie. En wanneer ek die parallel van die modelgebed so kan balanseer wanneer ek bid, kan God en sal God nie anders as om groot dinge vir ons te doen nie. Kom ons sluit af. Dankie François. Egte aanbidding is geanker in 'n Bybelse realiteit wat groter is as die prentjie wat ek van God het. Hoe sien jy hom vanmôre wanneer jy bid? Hoe sien jy hom as jou bankier, as die eienaar van die Spar, as die eienaar van die petrolstasie? Hoe sien jy hom? Hoe sien jy hom? Onse Vader wat in die hemel is. Kom ons sing net daai song saam en dan gaan ons afsluit. Nou al die musikante vanmôre hierdie, maar God wil intiem met jou lewe. En hy begin sy disippels te leer. Hy sê, hier lê die begin van jou intieme verhouding met my. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Into
into thy presence we come. Dis die grootste genadedaad wat God ooit kon doen. Om te leer, om te sê, dis hoe ons moet bid. Here, help ons. Help ons dat ons altyd deur, sonder om uit te sak, sonder om moedeloos te word, sonder om ongelowigs te staan, sonder met vooropgestelde lysies en idees en gedagtes. Help ons om deur ons intimiteit met U, Here, ons gebed kapasiteit te verhoog, om sodoende te ervaar dat U is en U het die vermoë om in ons lewens te kom doen, net soos wat die Bybel sê, ver bo wat ons mag bid, wat ons mag vra, of mag ons begeer. Want U, Here, U bly altyd deur, die gewer van al die mooi dinge. U is ons Pa, U is ons Vader wat in die hemel is. En U is die een wie se naam op ons lippe geheilig behoort te word, en elke keer wanneer ons bid. Laat U naam geheilig word, Here, en laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, en so ook in ons harte, in ons lewens, by die skole, by die universiteit, by ons werk, op die pad, in ons verhouding, by ons kerk, in ons huise. Laat U wil geskied. Laat die koninkryk in Jesus. Amen. Baie dankie, dat is